Goeiedag en baie welkom by die eerste uitsending van Tabernaduy se aanlyn diens vir 2026. Ek hoop jy het 'n goeie feesseisoen gehad en dat jy werklik die guns van die Here sal beleef in die jaar wat voor ons lê. Nou, ons het Oujaarsdag aand begin met 'n reeks wat ek noem intentioneel. Sekere goed dink ek moet intentioneel in kinders van die Here se lewens gebeur in 2026. Vandag wil ek met jou praat oor ek kies. Dis 'n keuse, intentionele keuse. Ek kies om bly te wees. Te veel Christene dink dit vat 'n perfekte lewe of 'n perfekte wêreld om gelukkig te wees. Bietjie meer geld, 'n beter werk, minder probleme. Dit sal my bly maak. Dit sal my gelukkig maak. As kind van God moet jy kies en jy moet leer om gelukkig te wees te midde van 'n onperfekte wêreld. Daar's tegnies 'n verskil tussen geluk aan die een kant en blydskap aan die ander kant. Geluk, of die Engelse woord happiness, is dikwels iets ekstern. Dit word beïnvloed deur goed en omstandighede en dit maak my gelukkig. Blydskap aan die ander kant, of die Engelse woordjie joy, is iets intern. Dit word beïnvloed deur jou verhouding met Jesus. Wanneer Paulus se brief, of wanneer hy sy brief aan die Filippense skryf, het hy 4 verskriklike jare agter hom. Hy was in haaglike omstandighede in 'n tronk in Caesarea vir ongeveer 2 jaar. Dan word hy per skip na Rome vervoer om voor Nero te verskyn. Hierdie skip beland in 'n storm en uiteindelik word die skip verwoes en hulle word sogenaamd geshipwreck op 'n eiland. Op hierdie eiland word hy deur 'n slang gebyt. Teen die tyd dat hy hierdie brief skryf, is hy reeds weer 2 jaar in 'n tronk in Rome. 24 ure 'n dag, haaglike omstandighede, vasgeboei aan een of ander wag of tronkbewaarder. En dis dan wanneer hy hierdie volgende woorde sê, Filippense 1:18. En daaroor is ek baie bly. My blydskap sal ook voortduur. Kan jy jou indink, na al hierdie goed wat met hom gebeur het, al hierdie negatiewe goed, sê hy, ek is so dankbaar daarvoor, en my blydskap gaan voortduur. Hierdie joy of the Lord, hierdie blydskap in die Here, niks of niemand kan dit wegvat nie. Hoe kan ek en jy as God se kinders positief en vol blydskap bly te midde van negatiewe omstandighede? Ek wil voorstelle maak na aanleiding van Paulus se brief dat ons 4 intentionele besluite sal neem ten opsigte van my eie blydskap. Nie wag vir iemand anders nie. Hier's nommer 1. Ek moet intentioneel my perspektief in die lewe verander. My perspektief. Almal van ons het probleme. Die manier hoe jy daarop gaan kyk of daarop gaan reageer, is dink ek belangriker as die probleem homself. Hy skryf in vers 12 en 13, julle moet weet, broeders en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die goeie nuus. Dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword, dat ek in die tronk is ter wille van Christus. Vir jare het Paulus begeer om na Rome toe te gaan en daar het elke keer iets voorgeval. Nou beland hy binne in 'n tronk in Rome. En hier skryf hy groot dele van die Nuwe Testament. Hier het hy elke 4 ure 'n ander wag van die elite Romeinse weermag wat aan hom vasgeboei is. Hierdie manne sou later waarskynlik meeste van hulle leiers word in die Romeinse ryk. Dit word bereken dat in die 2 jaar daar selfs soveel as 4000 verskillende wagte aan hom vasgeboei sou wees en na die evangelie sou luister en dit sien in hierdie man van God se lewe. En die beste van alles is, die keiser betaal daarvoor. Hy skryf in vers 14, die meerderheid medegelowiges hier is so deur my gevangenskap in hulle vertroue in die Here versterk, dat hulle dit al hoe meer waag om oor die boodskap van God te praat, sonder om bang te wees. As hy van hierdie praat, is dit nie net die kerk in Rome nie,
Dis hierdie mense wat deur hom beïnvloed is, wat ewe skielik nou nie meer bang is om te begin praat oor die Here nie. Die moed wat dit vat om met mense te praat oor die goedheid van die Here is eintlik aansteeklik. En ek wil jou uitdaag, probeer bietjie met mense praat. Jou ingesteldheid en jou perspektief op jou probleme kan en sal ander mense bemoedig. Hier's 'n lewensles wat ek dink ek en jy moet leer. God het 'n doel met elkeen van my probleme. God het 'n doel daarmee. En ek en jy moet ons blydskap behou ten spyte van wat rondom ons gebeur. In my gunsteling versie in die Bybel, Romeine 8:28, en ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Hier's die tweede sleutel. Ek moet intentioneel my prioriteite regkry. Eers perspektief regkry, dan prioriteite regkry. Besin oor wat is regtig belangrik in jou lewe. Dis belangrik, as jou lewe nie op prioriteite gebaseer is nie, sal dit op probleme gebaseer wees. As jy nie besluit wat vir jou belangrik is in die lewe nie, sal mense en omstandighede dit vir jou dikteer. Vers 15 en 16 skryf hy, daar is wel sommige wat dit doen omdat hulle jaloers is of iets teen my het, maar daar is ook ander wat Christus met goeie bedoelings bekend maak. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek hier is om die goeie nuus te verkondig. Met ander woorde wat Paulus sê, daar's ander predikers wat hom kritiseer. En daar seker min dinge in die lewe wat 'n mens se blydskap so steel as die kritiek van ander mense. Maar dan sê hy in vers 18, maar wat maak dit saak of hulle motiewe nou suiwer of onsuiwer is? Die feit dat Christus op allerlei maniere verkondig word, en daaroor is ek baie bly. My blydskap sal ook voortduur. Hy gaan nie toelaat dat iets sy blydskap kom steel nie, solank Jesus net verkondig word. Daar's soveel argumente in verhoudings, veral in huwelike. En dis meestal oor onbenullighede. Kry jou prioriteite reg. Hier's die lewensles wat ek leer. Fokus op die goed wat regtig belangrik is. In Spreuke 3 vers 6 in die Engelse vertaling lees ek, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Sit God eerste, kry jou prioriteite reg. Dit moet altyd oor hom gaan, nie oor my nie. Hier's die derde punt. Ek moet intentioneel my krag by die Here kry. Kry jou perspektiewe en prioriteite reg, maar dit vra nog steeds krag van die Here. Die stryd en die pas van die lewe sal altyd jou dreineer. Jy daagliks hierdie nuwe krag nodig. En dis wat maak dat Paulus daar in vers 19 skryf, hy sê, want ek weet dat deur julle voorbidding en die hulp van die Gees van Jesus Christus alles op my vrylating sal uitloop. Die twee goed wat hom aan die lewe hou, is die gebede van die gelowiges en die krag van die Heilige Gees. Ek en jy het ook die gebede van ander nodig. Nou, ons het ook die krag van die Heilige Gees nodig. En dit is net so belangrik dat ons vir mekaar sal bid. Navorsing het bepaal, klomp van die sogenaamde prisoners of war van die Tweede Wêreldoorlog, die mens kan verskriklik baie druk hanteer as hulle hoop het. As jy hoop verloor het, is dit die begin van die einde. Maar as jou hoop in Christus is, kan jy bly staan. In die Good News Bible se weergawe van Filippense 4:13, lees ons dit so, hy sê, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Hier is die lewensles. Met God se krag in my lewe kan niks my onderkry nie. As jy wil bly wees, moet jou perspektief reg wees, jou prioriteite moet reg wees en jy kort God se krag. Hier is die laaste punt. Ek moet intentioneel soek na 'n doel om voor te lewe. As ek jou vra, voltooi gou vir my die sin in jou eie woorde. Vir my is die lewe. Wat sou jy invul? Vir my is die lewe my vrou en my kinders of my familie.
Vir my is die lewe my besittings, die goed waarvoor ek so hard gewerk het om alles bymekaar te maak. Vir my is die lewe my besigheid, my posisie, my populariteit, my vriende, my stokperdjies, my sport. Paulus is 'n ou man van wie alles weggeneem is. Sy vryheid, sy vriende, sy privaatheid, maar niemand kon sy lewensdoel by hom wegneem nie. En daarom roep hy uit in vers 21, vir my is die lewe Christus en sterwe 'n wins. Hy verstaan dat hy op die aarde is om deur sy lewe Christus te verheerlik. In vers 13 en 14 skryf hy, dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword dat ek in die tronk is ter wille van Christus. En die meerderheid medegelowiges hier is so deur my gevangenskap in hulle vertroue in die Here versterk, dat hulle dit al hoe meer waag om oor die boodskap van God te praat sonder om bang te wees. Hoekom los God my op aarde naby bekering? Hoekom vat hy my nie net hemel toe nie? Dit gaan oor ter wille van die mense om my, tot hulle voordeel. Dis my doel hier op aarde. En hier is die lewensles wat ek leer, die sleutel tot blydskap. Plaas Jesus altyd eerste. Plaas ander mense tweede. Plaas myself derde. Die mensdom se beheptheid met self. Selfies. Menseregte. Dis die grootste bron van ons ongelukkigheid. God wil hê jy moet gelukkig en bly wees. Maar dit begin by hierdie basiese beginsels. Vers 22 tot 26 sluit ek mee af. Paulus sê, as ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet regtig nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en by Christus te wees, want dit is vir my verre weg die beste. Aan die ander kant is dit vir julle belangriker dat ek bly lewe. Dit weet ek vas en seker. My blywende betrokkenheid by julle almal sal daartoe lei dat julle groei en blydskap in julle geloof sal beleef. Dan, wanneer ek weer by julle is, sal julle nog meer rede hê om dit wat Christus Jesus deur my gedoen het te besing. Kies in 2026 om intentioneel 'n mens vol van die blydskap van die Here te wees. Ja, daar gaan stryd wees. Ja, daar gaan probleme wees. Ja, mense en omstandighede gaan jou teleurstel. Maar ek en jy moet kies om te sê, die blydskap in die Here is my beskutting. En ek gaan intentioneel kies om in hierdie jaar 'n bly mens te wees, soos wat Paulus vir ons leer en vir ons die voorbeeld gestel het. Kom ek bid vir jou. Here, help vir ons deur u Gees om te kies om bly mense te wees, om te kies om nie altyd swartgallig en neerslagtig te wees nie, maar om te lewe met die blydskap van die Here wat ons beskutting is. Dis ook een van die vrugte van die Gees. Dit word nie deur eksterne goed beïnvloed en bepaal nie. Dit kom as gevolg van my lewende intieme verhouding met die Here en die feit dat ek met die Gees gevul is. Seën elkeen wat hierna kyk en luister, bid ek in Jesus se naam. Amen.